Wil hê ons moet 'n besondere gedeelte saam lees, Johannes 13 asseblief, wat ek met jou wil deel. En ek gaan hierdie kragtige reeks afsluit vanoggend met 'n klimaks. En niks of niemand kan dit keer nie. Amen. Sê vir jou langs so jy moet nou jou safety belt losmaak, hoor, los. Jy moet nie so styf wees nie. Ek wil hê ons moet dit almal hardop lees. Johannes 13 vers 34 en 35 gereed lees. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar miskien moet lief hê. Kom ons lees weer. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar net partykeer moet lief hê. Kom, laat die woord met jou praat. Kom ons lees weer. 'n Nuwe gebod gee ek, dat julle mekaar net moet lief hê wanneer julle so voel. Is dit nie wat mense doen nie? Kom ons lees wat daar staan. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hy weet nie of hulle moet sê amen of eina nie. Hoe maak mense baie keer? Hulle is net lief wanneer hulle so voel. Mense sê sommer goed soos, man, ek wil met jou niks meer te doen hê. Kom laat ek preek, ontvang die woord. Iemand maak jou kwaad en jy neem aanstoot en jy is dikbek vir dae. Ek lees die Bybel sê die liefde is nie opgeblaas nie. Kom, ek preek vir ons almal. Is lekker om te hoor hoe geliefd jy is. Maar vanmôre wil ek afsluit met hierdie kragtige reeks en vanmôre wil ek fokus op jy is geliefd om lief te hê. Kyk gou hier. Jy is geseën om 'n seën te wees. Jy is geliefd om lief te hê. Anders mis jy dit, want anders gaan jy net vir jouself lewe. Ek spandeer 4 weke nou al om vir die kerk te sê, hoe geliefd is jy in Christus? Dis nie as gevolg van jou nie, dis as gevolg van hom en dit wat hy in die kruis vir ons gedoen het. Kom aan, ons het dit gevestig, ge-establish. Dis net genade. Ons is nie geliefd omdat ons wonderlik is, of omdat ons so liefdevol is nie. Nee, ons is geliefd omdat God ons eerste lief gehad het. Ons is geliefd omdat Jesus in ons plek gesterf het, omdat die Bybel so sê. En niks of niemand kan dit verander nie. Sê saam met my, sê duiwel, jy kan niks omtrent dit doen nie. Sê gou vir jy langs aan jou, jy is geliefd, finish en klaar. Kom aan, jy moet dit net glo. Jy is geliefd. Hoeveel van julle glo jy is geliefd? Nou miskien was dit dalk die makliker deel. Hoeveel van julle stem met my saam dat die wêreld 'n beter plek sal wees? Jy moet nou konsentreer. As ons mekaar kan begin lief hê. Want dit lyk vir my party ouens is net lief wanneer hy so voel. Maar ek lees dat die Bybel sê, julle moet mekaar lief hê. Nie as nie, nie wanneer nie. Nie miskien nie. Nie net wanneer ek so voel nie. Nee, hy sê tot jy met jou vyande lief hê. Hy sê, moenie vloek nie, maar seën. Kom, laat die woord jou denke was. Sê saam met my, ek is geliefd om lief te hê. Die wêreld gaan 'n beter plek wees, jou familie gaan 'n beter plek wees, die kerk gaan 'n beter plek wees, as ons net hierdie woord vanmôre kan vat. Ons aanvaar dat ons geliefd is, as gevolg van wat hy aan die kruis gedoen het. En nou moet ons ook 'n besluit neem om hierdie liefde dan uit te deel. Hoe mooi is dit? Die Here sê vir my, jy kan dit nie eens eintlik verstaan nie, dit is te groot, jy kan dit net aanvaar.
En as jy dit aanvaar, dan moet jy dit weer uitdeel. Wat het Jesus gesê, is beter om te gee as om te ontvang. Nou, dis nie net met geld nie, dis ook met ons tyd en dis ook met ons lewe. Kyk gou hier, die woord omgee, die werkwoord daar is gee. Omgee beteken, julle wat skryf, beteken om te gee. Mense sê vinnig, ons gee om, regtig? Omgee beteken om te gee. Liefde beteken wat? Om te gee. Ek lees hom vir ons in die boodskap, hy sê, nou sê ek dit vir julle ook, julle moet mekaar lief hê. Dit verwag ek van julle. Dit het my so geseën. Jesus sê, ek verwag dit van julle. Hy sê, kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle die voorbeeld wees van hoe lief julle mekaar moet hê. Hierdie liefde van julle moet as ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar's 'n volgeling van Jesus. Ek dink ons moet almal bely en sê, Here, vergewe ons. Kom, jy moet nie nou so heilig lyk nie. Jy moet ook net sê, Here, ek is jammer waar ek nie lief was vir mense soos wat U dit van my verwag het nie. Want ek dink partykeer mense dink hulle kan maar sê en doen wat hulle wil, want jy voel jy's geregtig daarop. Veral wanneer jy seer kry. Dan voel jy mag mos nou maar reageer. Jy weet, 'n gewonde bok is 'n gevaarlike bok. Mense wat seer het, maak graag seer. Ek bid dat die Here ons almal sal doop met sy liefde, sodat jy kan verstaan jy's geliefd. Kom aan, wat 'n kragtige reeks, soveel getuienisse, waar mense hulle self vergewe het. Ek het vir jou laasweek gewys, daar's geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is. Maar vanmôre wil ek vir jou wys, jy is geliefd met die doel om lief te hê. As jy geseënd is, wat help dat jy loop rond en sê jy is geseënd, maar jy seën nie ander nie? Wat gaan ons vir die Here sê as ons voor hom staan eendag? En ons moet rekenskap gee van ons lewens op aarde. Dan moet ons vir hom kan sê, maar ons het lief gehad. Ten spyte van seer en ten spyte van probleme en ten spyte van mense wat ons seer gemaak het. Kan jy dink as ons vir die Here baie keer sê, o Here, ek voel so 'n bietjie hartseer en ek voel so 'n bietjie seer. Kan jy dink hoe voel hy baie keer? Mense maak hom hartseer aan mekaar. So laat hierdie woord insink vanmôre. Hy sê 'n nuwe gebod is 'n nuwe wet. Let op, Jesus se wet is liefde. Ek het vir jou gewys dat ons is nie meer onder die wet nie, ons is nou onder genade. Geen mens kon die wet onderhou nie. Dis hoekom dit so dom is vir mense wat steeds onder die wet probeer leef, want geen mens kan die wet onderhou nie. Daar is steeds kringe waar hulle die wet opsê elke week. Ons is nie onder die wet meer nie. Ons is nou onder genade. Ons is in Christus. Alles wat ons het is net genade. Kom aan, ons is gered deur genade. Ons is gered deur die kosbare bloed van Jesus. Nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade. Ons is geliefd omdat hy ons lief gehad het. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou kan ons mense lief hê omdat sy liefde in ons harte uitgestort is. Dis nie omdat ons wonderlik is nie, dis omdat hy wonderlik is. Hy is liefde. En liefde wen. En my begeerte is dat ons mense so in liefde sal wandel. Dat ons sal verstaan, Jesus se wet is liefde. Julle moet mekaar lief hê. Draai bietjie na iemand anders toe en sê, jy moet my lief hê. Kom, sê vir iemand. Hier is nou 'n paar ouens, hy weet nie wat om nou te sê nie. Hier is party vrouens wat nou vir hulle mans nou gaan herinner. Jy gehoor wat sê pastoor? Julle moet mekaar lief hê. Nie wanneer nie. Nie as nie. Nie net wanneer iemand vir jou goed is nie. Hy sê op 'n stadium vir die mense, hy gee lering hier oor en hy sê, as julle net goed is vir hulle wat vir julle goed is, dan is julle net soos die fariseërs. Hy sê, julle moet almal lief hê, julle moet julle naaste lief hê,
Julle moet julle vyande lief hê. Julle moet hulle lief hê wat julle vervloek. Julle moet hulle lief hê wat julle vervolg. En mag die Here jou so vul met sy liefde, dat jy weer sal uitreik na jou familie, hy verlore skapie. Hierdie reeks maak soveel mense vry, en ek wil die kerk vanmôre motiveer en vir jou sê, skryf hierdie neer, nommer 1, ek en jy is geliefd, al is jy nie perfek nie, jy is geliefd, al is jy nie perfek nie. Nou hierdie is so wonderlik, want ek dink party mense, dink hulle moet nou eers perfek wees voor hulle kerk toe kan kom. Ek het jou verduidelik, die gym is tog nie net vir ouens wat 6-packs het nie. Op hierdie stadium het ek net 1-pack, maar ek werk daaraan. Die gym is juist vir ouens wat, wat in shape wil kom. Kom aan, laat dit vir jou eye-opener wees. Nou die kerk is dieselfde. Hier word jy toegerus, hier word jy geleer, hier word jy geïnspireer, hier word jy gemotiveer om die Here te dien. Ons het almal die Here nodig. En stuur asseblief hierdie aan vir mense, dat hulle verstaan. Al is jy nie perfek nie, jy is steeds geliefd. Is dit nie wonderlik om dit te hoor nie? Julle moet mekaar lief hê. En dan, wanneer julle liefde onder mekaar het, net die kerk, dan sal die wêreld sien dat julle my volg. Ek wil 'n baie radikale stelling maak, maar dit maak my eintlik hartseer om daaraan te dink. In baie kringe kan die wêreld nie sien dat Christene Jesus volg nie, want hulle beklei so onder mekaar. Kom aan, laat jou pastoor met jou praat. Mense wat mekaar beswadder op sosiale media. Mense wat pastore en kerke sleg sê en kritiseer. Stop dit. Mense wat lelike goeie sê, negatiewe kommentaar, ons deel elke week daarmee. Mense wat allerhande goeie sê, wat onvriendelik is. Hieraan sal die wêreld weet, daai mense saam wie jy werk, daar by die skool, daar by jou besigheid, kom aan, daar waar jy werk, daar waar jy beweeg, daai familie wat die Here nie ken nie, hulle sal weet dat jy die Here volg wanneer daar liefde in jou hart is. Met ander woorde, julle is anders. Julle is nie beter as die wêreld nie, julle is anders. Die verskil is Jesus, né? Die verskil is liefde. Hieraan sal die wêreld en almal weet dat julle my disippels is wanneer julle liefde onder mekaar het. Daar's vanmôre baie mense wat hartseer is en hulle huil oor kinders, en daar's mense wat deur egskeidings gaan, en daar's mense wat met verslawings deel, en ek wil net vir jou vanmôre sê, die liefde van die Here is groter as al jou probleme. Kan jy net vir 'n oomblik sê, Here, dankie dat ek geliefd is, al is ek nie perfek nie. En dan moet ons vir die Here vra, Here, help ons dan nou om hierdie liefde uit te deel, kyk gou hier, aan mense wat nie perfek is. Ja. So as ek vir jou hierdie goeie gee, dan moet jy dadelik sê, dis vir my, maar dis ook vir ander. Dit geld vir my, dit geld vir ander. Kom ons lees hom so. Geliefd, al is jy nie perfek nie. So ek moet liefde gee vir hulle wat nie? Maar wat doen die meeste? Mense is graag lief vir ouens wat net liefdevol met hulle is. Die wêreld sal weet dat julle my volg as julle liefde onder mekaar het. Hoor in spirit, dat dit nooit van ons gesê sal word nie. Jy sal ook sien hoe antwoord ek mense op sosiale media. Ons het duisende volgeling. Daar's partykeer die onvriendelikste kommentaar. Dan sal ek vir ou sê, ek bid vir jou. Jesus is lief vir jou, dan manifesteer hy demoon eers. Want hy soek nou betleiery. En dan sê hy weer iets lelik skryf, dan sê ek hou aan om vir jou te bid. En mag die Here jou red en verlos. Mag jy uitkom by die Here. Kyk, liefde wen. Ek en jy sit vandag hier, né? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Draai gou na iemand anders toe en sê, ek het jou lief. Maar nou nie net meer sê, ek moet jou lief hê. Sê, ek het jou lief. Kom. Hier's 'n paar ouens hier, so ek weet nie of hulle lank getroud is en wat gaan nou aan, en of hulle sukkel. Kyk, hoe langer jy getroud is, hoe liewer moet jy raak vir mekaar. Moenie bang wees om vir iemand te sê, ek is lief vir jou nie.
Nie bang wees of iemand te sê, I love you nie, ek doen dit aan mekaar. Ek sê partykeer vir iemand liefde, of I love you, dan kry ek 'n gebedshandjie terug. Want 'n persoon weet nie hoe om te reageer nie. Lief vir jou, ek's trots op jou, gebedshandjie. Okay, so jy bid nou eers oor hierdie saak. Maak oop jou hart vir liefde, man. Dat die Here alle bitterheid en alle seer uit jou kan uithaal. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief gehad. En wanneer ander sien dat julle liefde onder mekaar het, hoor mooi, dan sal hulle sien dat julle my disippels is, met ander woorde, my volgelinge is. Vanmôre vra ek, Here, help ons, en vergewe die kerk, nê, waar ons nie altyd so liefdevol is nie. Kom ons sê nou maar ons, dan sluit ons almal in, dan klink dit saggies. Jy moet versigtig wees hoe jy met iemand werk daar in die bank, of daar in Pick n Pay, of daar in Checkers, of daar in die mall, of daar in die Wimpy. Want nee, dan sit hy langs jou in die kerk. Jy was die ou wat so geskree het en so lelik gewerk het met die waiter, of met die kassier, of wie ook al. En hier in die kerk, ou maar hier jive jy. Sien, ons moet almal bely. Pas op hoe jy met karwagte praat daar buite. Ek het nou geleer, die wêreld is baie klein, maar ek het geleer, die kerkwêreld is nog kleiner. Pas op hoe jy agter 'n ou ry, en vir hom ligte gooi, en die hoeter blaas, en sê, kom net by, en nou stop jy langs jou in die kerk se parkering. Hy diens het nog nie eens begin nie, dan jaag jy klaar iemand weg. Ek sê altyd vir mense, moet asseblief nie mense wegjaag nie. Ons werk so hard om mense by die Here uit te kry. Jy's geliefd, al is jy nie perfek nie, skryf hierdie neer, jy's geliefd wanneer jy foute maak. Maar hier is die openbaring. Ons moet ander op dieselfde manier hanteer, want ander gaan foute maak. Maar hoe hanteer ons hulle dan? Dis maklik om te sê, ek is geliefd, selfs as ek foute maak. Kyk hoe hierdie mooi openbarings. Maar kan ons dit met ander doen, deur om te sê, maar ek gaan vir jou lief wees, selfs wanneer jy foute maak? Ek voel net dat die Here vir ons help vandag, dat hierdie woord baie mense gaan vrymaak. Doen aan ander, sê Jesus, wat jy wil hê, hulle moet aan jou doen. So wat wil hy met ons doen? Ons moet mense lief hê. Jy moet die Here lief hê, groot gebod, en jy moet jou naaste lief hê. Hoe? Soos jouself. Nou, ons het oor al hierdie goede gepraat. Jy moet hierdie reeks weer en weer gaan luister, en share dit met almal. Vanmôre wys ek vir jou, jy's geliefd, sodat jy kan lief hê. Nie net jou man, of net jou vrou, net jou kinders nie. Jy weet, party ouens leef soos kluisenaars. Me, my, I, us for, and no more. Jy weet net. Nee, ons moet juis die wêreld lief hê. Kan jy amen sê? Ons moet juis sondaars lief hê. Hoekom? Want hulle moet by Jesus uitkom. Kom aan, hierdie is 'n groot woord. Hieraan sal almal sien dat julle my volg. As wat gebeur? Wanneer julle liefde onder mekaar het. Nie wanneer jy sê jy is lief vir die Here, want dis maklik. Dit is maklik om te sê, ek is lief vir Jesus, pastoor. Môre kom jou eerste toets. Iemand maak jou kwaad, of iemand maak droog by jou werk. En dan moet ons die liefde van Jesus openbaar. Ek preek vir myself ook. Partykeer is ek so 'n bietjie haastig. My persoonlikheid is so 'n bietjie passievol en haastig. Ek wil dinge reg hê. Ek moet gereeld sommer gaan en sê, Teresa, ek is jammer jong, was bietjie vinnig. Mag die Here elkeen van ons help om ook vinnig reg te maak wanneer jy 'n fout maak. Ek kry mense aan mekaar wat by my sit en sê, pastoor, my man kan net nie jammer sê nie, my vrou kan net nie jammer sê nie. Dit beteken daar's 'n gebrek aan liefde, want kan ek dit vir jou sê, soos wat dit is, dis trotsheid. Trotsheid maak dat jy nie maklik jammer sê nie. Trotsheid maak dat jy dink jy's beter as ander.
Wanneer jy jou verneder, nee, dan bekeer jy jou maklik, dan sê jy maklik jammer. Want die waarheid is, ons maak almal foute, is net verskillend. So wat die meeste ouens doen is, hulle oordeel ouens wat die Big Five doen. Ek noem dit die Big Five. Jy mag nie dit en dit en dit. Nee, ons praat nie dit goed nie. Maar let op, ek gaan nie ander ou oordeel nie. God is die een wat oordeel. Ek wil hom wen vir die Here en dan gaan die Heilige Gees hom skoonmaak van binne af. Kom ons wees nou net eerlik met mekaar. Ons maak almal foute. Maar is ons geliefd of is ons nou gediskwalifiseer omdat ons foute maak? Kom, laat hierdie vir jou openbaring wees. Verander sy liefde wanneer jy foute maak? Nee, jy dink so. Dis hoekom ek vir jou gewys het, daar is geen veroordeling nie. Dis hoekom ek vir jou gewys het, kry klaar met veroordeling en met selfveroordeling, vergewe jouself. So, ons is geliefd, al is ons nie perfek nie, maar onthou dit nou met jou man vanmiddag. Onthou dit nou met jou vrou môre. Onthou dit nou met jou skoonma, né? Jy nou sê hy is so lief vir sy skoonma, hy vat haar saam op vakansie, want sy laat 'n week soos 'n maand voel. Sê saam met my, ek is geliefd. Maar ek wil hê jy moet gou iets kry. Al die ander mense waarmee jy deel is toe nou ook geliefd. Wag, ek preek groot goeie vanmôre. Daai ding waarmee jy sukkel, daai ou wie jy so stryd het, daai persoon met wie jy so konflik het, en jy wil eintlik jy moet bygekom word. Luister, hoe profeteer ek verby. Maar jy is nou besig om te meet. Want met dieselfde maat waarmee jy meet, gaan vir jou gemeet word. Jy sê nie een asem, God is lief vir jou, jy's geliefd, maar in die ander asem moet jy goed oor ander te sê. Sien? En dis waar die kerk die fout maak. Hy sê, julle moet liefde onder mekaar hê, sodat die wêreld kan sien, julle volg my. Ons moet vanmôre sê, Here, vergewe ons, waar ons nie so liefdevol is nie. Want mens voel nie altyd so liefdevol. En let op, ek praat nie nou net van romantiese liefde nie. Ek praat van God se liefde in jou hart. Amen. Ek praat van dis 'n keuse om mense lief te hê. Het jy dit gehoor? Dis 'n keuse. Dis 'n keuse om die Here lief te hê, want môre as jy bietjie afvoel, dan is jy nie nou minder lief vir hom nie. Dis 'n keuse. Ek trou baie paartjies. Dan sê ek, jy's lief vir jou man en vrou, maar is eintlik 'n keuse. Want môre voel jy nie so liefdevol nie, en as die gevoelens nie so lekker is nie, verander dit dan na jou liefde? Nee, maar dis hoe party hardloop, want hulle werk op hulle emosies. Vandag voel jy lief, môre voel jy nie lief. En die Here maak nie so met ons nie. So ek is geliefd, selfs wanneer ek foute maak, maar onthou dit nou met ander. Here gaan jou vrymaak. As iemand nou weer fout maak en nie dinge doen so gou as wat jy wil hê hulle moet dit gedoen, wees net geduldig, want ek lees die Bybel sê liefde is lankmoedig. Sien, ek preek vir myself ook. En as jy weer agter 'n taxi ry, die Here help my. Vir jou ook, alright. Die Here help ons om die vrug van die Gees, liefde, te openbaar. Nou gebeur iets. En dan sê hulle, is jy daar by Word and Spirit? Wat nog van 'n pastoor? Verstaan jy? Almal ken jou, jy's in die publiek. Ek loop net en stap en bid aan mekaar, almal toet en waai en Teresa sê, wees maar net vriendelik, waai man net. Maar wat jy nie weet nie, is baie mense lees jou lewe, hulle lees nie eens Bybel nie. Julle moet mekaar lief hê. Dis nie eens opsioneel nie, hy beveel ons. Hy sê, ek gee vir julle 'n gebod, ek beveel julle. Op 'n ander plek sê hy, weer sê ek vir julle, ek beveel julle om mekaar lief te hê. Hy sê, sodat almal kan weet, julle volg my. Ek verwag dit van julle, dat julle mekaar moet lief hê. Skryf hierdie neer, ek is geliefd, selfs wanneer ek swak is. Ons voel nie altyd so sterk nie. Kom ons wees net eerlik, ons het mekaar nodig, ons is 'n liggaam van Christus.
Moet jy nie voordoen wie jy nie is nie. As tye jy voel swak, ek ook, my vrou ook. As tye ons voel moeg. En weet jy wat, dan het jy nie nodig dat iemand vir jou kits antwoord gee nie. Al wat jy nodig het, is liefde. Luister na iemand wat intensief beraad, duisende. Daar's tye waar jy net moet luister en net vir iemand moet laat voel. Jy gee regtig om. Want môre oormôre sit jy met 'n probleem. Pas op wat se antwoorde jy so vinnig gee. Môre oormôre het jy raad nodig. Is jy met my? Jy kry mense uit vinnig goeie te sê oor ander mense se kinders. Môre oormôre het jou kinders probleme. Met ander woorde, wat jy saai, gaan jy maar. Geniet julle die bediening van die woord. Lig jou hand en sê, Heilige Gees, werk u vrug van liefde in my. En miskien kan jy dink aan iemand vir wie hierdie woord kan stuur vandag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. En wanneer julle liefde onder mekaar het, dan gaan mense sien, onthou nou, daar waar jy werk, daai ouens wat vir jou werk, daar in die bus, daar op die vliegtuig, daar in die restaurant, daar by die takeaway. Ek gebruik elke geleentheid om mense sommer na die Here toe te lei, net waar kom. Ons is geliefd, omdat hy ons eerste lief gehad het, en nou, in hierdie deel wys ek vir jou, wat hy dan nou van ons verwag, is dat jy dieselfde sal doen met ander. Dat jy dan nou ook hierdie liefde sal bewys aan ander. Wag 'n bietjie, selfs as hulle dit nie verdien nie, ja, want ek en jy verdien dit nie. Anders raak jy wetties, as jy begin, ek gee net liefde vir hulle wat dit verdien. Ek gee net liefde vir hulle wat dit vir my gee. Nee, ek bid elke dag vir hoeveel mense, kan ek vir jou sê, wat nie dit noodwendig verdien nie. Ons verdien dit nie, dis genade. En as jy dit snap, dan jy agterkom, jou vrou, jou man, jou kinders, almal met wie jy te doen het, jou baas, almal maak foute. Môre het jy vergifnis nodig, sorg dat jy gou vergewe. Kom aan, môre het jy liefde nodig, sorg dat jy nou liefde gee. Ek herhaal dat die kerk kan leer, dieselfde manier hoe jy meet, gaan vir jou gemeet word. Pas op wat jy te sê het oor daai straatvrou. Pas op wat jy te sê het oor daai ou met 'n bordjie aan die straat. Ons weet daar's van hulle wat dit en dit en dit en dit. Is dit my plek om 'n ou te oordeel? Nee. As jy nie wil gee nie, moenie gee nie, maar hou jou mond. Nou preek ek. Nou preek ek. Want daar's 'n regter, God, hy's die regter. Pas op, dis net genade as jou kinders nie op straat is nie. Kom aan kerk. Weet jy wat, ek sê altyd vir my vrou met trane in my oë, hier sê as ek hom uitdra, daai is iemand, dis 'n ander pa se dogter, dis 'n ander pa se seun, dan huil my hart, dis iemand anders se kind. En jy sê allerhande goed oor ander. Alles wat ons het is net genade. En ons het gekies om sy liefde te aanvaar. En nou sê hy, deel dit nou uit. Gee dit ook vir ander. Ek is geliefd, al moet ek nog groei. Hoeveel van julle stem saam, ons moet nog almal groei? So hoekom is jy so krities op ander? As jy voel, hulle is nie op jou level nie. Is dit nie wat mense doen nie? Ek wil gou vir iemand reghelp. As jy heeltyd so neerkyk op iemand, dis trotsheid. As jy op 'n wonderlike level is net genade. Ek is geliefd, kyk mooi, nie omdat ek het verdien nie, as gevolg van Jesus. Maar Here sê vir my, so moet ons nou met ander maak. Ek sluit af, ek is geliefd, omdat Jesus my eerste lief gehad het. Skryf hierdie goede neer, wonderlike openbarings. Ek is geliefd om lief te hê. That's the bottom line. I am loved to love. Ek is geliefd om lief te hê. En miskien moet ons vandag vir die Heilige Gees net weer vra, vir wie kan ek wat sê, vir wie kan ek hierdie woord stuur? Iemand het 'n woord nodig. Baie mense wat kerkloos is, gaan ons hulle veroordeel? Nee.
Ons vat die kerk na hulle toe. Kom aan, ons vat die evangelie na hulle toe. Daai familie, daai bure wat nie die Here wil dien nie, share die woord met hulle. Geef hulle 'n mooi WhatsApp en sê, hey man, ek dink aan jou, ek bid vir jou, Jesus is lief vir jou. Wow. Nou is daar 'n probleem, raai wie bel hulle? Vir jou, want jy's anders. Ons sien dit aan mekaar. Wanneer jy anders is, vol van sy liefde. Nou gaan mense sê, maar ek wil met jou praat, want jy dien die Here. Hulle sê aanvanklik eers kritiseer. Familie gaan vir jou goed sê, soos, jy loop met die Bybel onder jou arm. Nee, ek het die woord som in my hart, ek hoef nie om onder my arm te loop. Hy's in my hart, hy's in my mond, hy's in my denke, prys die Here. Maar as jy so wil sê, en dit laat jou beter voel, go for it. Ek gaan nie aanstoot neem oor jou nonsens of oor jou kritiek nie. Sien? Liefde is groter as jou familieprobleme. Kom aan, liefde is groter as jou huweliksprobleme. Liefde is groter as jou besigheidsprobleme. Liefde is groter as al jou finansiële probleme. Ontvang sy liefde, maar dan deel dit uit. Sê saam met my, ek is geseënd, ek is gesalfd, ek is gesond, en ek is geliefd. In Jesus naam. En sê niks, of niemand kan dit verander nie. Kom aan, sê, ek is nou maar eenmaal 'n geliefde. Ek is nou maar eenmaal 'n geseënde in Jesus naam. Lig nou jou hande, dat ek vir jou bid. Hemelse Vader, dankie vir Jesus. Dankie Jesus dat jy in ons plek gesterf het. Dankie dat jy die prys betaal het. Dankie dat jy die grootste liefde aan ons almal bewys het. En my gebed vandag is vir ons almal, vir ons hele Word and Spirit familie, dat ons dan nou hierdie liefde van Jesus sal uitdeel. Here, dat ons dit sal begin uitdeel net waar ons kom, deur wat ons sê, deur wat ons doen, want U het gesê, ek beveel julle, ek gee vir julle wet, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, en U wil hê dat die wêreld, dat mense moet sien, daar's liefde onder ons as kinders van die Here. Ek wil vra, Here, vergewe ons waar ons baie keer ongeduldig is. Vergewe ons waar ons baie keer verkeerde goed sê, verkeerde goed te doen. U woord sê, die liefde is lankmoedig. U woord sê, die liefde is vriendelik. U woord sê, die liefde is nie opgeblaase nie. U woord sê, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Here, U woord sê, die liefde handel nie onwelvoeglik nie. En ons wil almal bely vanmôre, kom doen dit nou in jou hart. Sê net vir hom, Here, vergewe my waar ek nie U liefde geopenbaar het nie. Vergewe my waar ek nie U liefde gewys het, soos wat ek moes nie. Here, dankie vir U liefde. Ons ontvang dit, ons aanvaar dit, en ons kies om dit uit te deel, want U sê, ek verwag dit van julle. En ons gee al die eer in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Kom aan, gee hom al die eer. Kom juig so 'n bietjie in die Here.